Goeiedag. Mag die Here ons deur sy gees lei wanneer ons die woord oopmaak en op hierdie opstandingsdag van ons Here Jesus Christus weer kyk na sy opstanding en wat die betekenis daarvan is, ook vir ons in ons lewe en ook selfs in ons sterwe. Ons gaan vanmôre 'n bietjie uit verskillende gedeeltes lees en dan so half samevattend, lerend gaan kyk na die opstanding en die betekenis van die opstanding van ons Here Jesus Christus. Ons lees eers in sy Romeine 6 vanaf vers 3. Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is? Christus het in ander woorde vir ons sondes gesterf en deur geloofsomhelsing daarvan het ons dus saam met hom gesterf. En dan vers 4, deur die doop is ons immer saam met hom in sy dood begrawe, sodat soos Christus deur die wonderbaarlike magstaat van die Vader uit die dood opgewek is, so ook ons ook so 'n nuwe lewe kan lei. Met ander woorde, ons het 'n nuwe lewe wat ons kry deurdat ons saam met Christus opgewek is deur God se genade, deur geloofsomhelsing, lewe wat ons nou reeds het, wat ons in hierdie lewe kan leef. Aangesien ons met hom een geword in sy dood, sal ons sekerlik ook met hom een wees in sy opstanding. Ons weet tog dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is, en dat ons sondige bestaan, sodat ons sondige bestaan beëindig kan word. Ons is dus nie langer slawe van die sonde nie. Iemand wat gesterf het, is immers vry van die mag van die sonde. Ons het saam met Christus gesterf en daarom glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Maar dan ook verder by vers 11, die effek wat beskryf word. Julle moet dus altyd onthou dat ook julle vir die sonde dood is, maar vir God lewe omdat julle een is met Christus Jesus. Moet dan nie toelaat dat die sonde nog langer oor julle heerskappy voer en julle die begeertes van julle sterflike aardse bestaan laat gehoorsaam. Met ander woorde, ons moet dus die begeerlikheid van die aardse bestaan doodmaak en lewe vir Christus, want ons het 'n nuwe lewe in Christus. Ons moet die ou mens al hoe meer afsterwe, al hoe meer leef in die nuwe mens. Maar dan kyk ons ook in 1 Korintiërs 15 vanaf vers 35 waar die hele ding van wat gebeur wanneer ons doodgaan, wat dit daar beskryf word. Iemand van vers 35, maar iemand kan vra, hoe word die dooies opgewek, wat 'n soort liggaam sal hulle hê? Dis 'n dom vraag. Wat jy saai, kan jy kom nie tot lewe tensy dit eers gesterf het. En wat jy saai, saai jy nie in die toekomstige gestalte daarvan nie, maar as blote saadkorrel, of dit nou koring is of iets anders. Maar God gee 'n gestalte daaraan, soos hy bepaal het. Aan elke saadsoort gee hy sy eie gestalte. So dis eintlik die implikasie dat wanneer ons liggaam gesaai word, wanneer ons sterf, dan gaan daar 'n nuwe liggaam opstaan. Die natuurlike liggaam word gesaai, sê vers 44. 'n Geestelike liggaam word opgewek. Aangesien daar 'n natuurlike liggaam is daar ook 'n geestelike liggaam. In vers 51, maar kyk, ek maak 'n geheimnis aan julle bekend. Ons sal nie almal sterwe nie, maar ons sal almal verander word. By die laaste trompet sal dit in 'n oomblik, in 'n oogknip gebeur, want die trompet sal weer klink en die dooies sal as onverganklikes opgewek word en ons sal verander word. Hierdie verganklike liggaam moet met die onverganklike bekleed word en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike. En wanneer hierdie verganklike liggaam met die onverganklike bekleed is en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike, dan sal die woord wat geskrywe staan vervul word. Die dood is vernietig, die oorwinning is behaal. Dood, waar is jou oorwinning? Waar is jou angel? Die angel van die dood is die sonde. En die sonde kry sy krag uit die wet van God. Maar ons dank God dat hy ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. En dan weer eens die gevolg, vers 58. Daarom, liewe broers, wees standvastig, onwankelbaar, aardlik oorvloeg die werk van die Here, omdat julle weet dat julle inspanning in diens van die Here nie te vergeef is nie, om te leef vanuit hierdie nuwe lewe in ons roeping hier op aarde te vervul. So dit gaan 'n bietjie, gaan nou nog Psalm 73 lees, maar net so as inleiding, dit gaan nou oor om lewe sterwende, sodat jy kan sterf lewende. Lewe sterwende en sterf lewende. Juis omdat Christus gesterf het, maar ook opgestaan het hy nie net vir my sondes betaal nie, maar hy het ook die mag van die sonde en die dood verbreek, sodat ek inderdaad 'n nuwe lewe kan ontvang, wat ek nou kan lewe. Maar in hierdie lewe wat ek nou lewe, met hierdie nuwe lewe, moet ek al hoe meer myself afsterf.
sodat ek al hoe meer in hierdie nuwe lewe sal leef. Galasiërs 2 vers 20 sê, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Maar dit beteken ook, dat wanneer ek eendag fisies sterf, dan sal ek ewig saam met hom en vir hom lewe. Maar ek wil nog net 'n laaste gedeelte uit Psalm 73 ook lees, vanaf vers 23, waar die psalmdigter skryf, tog was ek nog altyd by u, want u vat my aan die hand. U lei my met u raad, en aan die einde sal u my in ere by u opneem. Daar is niks in die hemel of op die aarde wat vir my meer beteken as u nie. Al is ek afgetakeld aan liggaam en gees, gebrokenheid van hierdie wêreld. God is my sterkte, aan hom behoort ek vir altyd, nou en vir altyd. Vers 27, die wat ver van u af is, gaan verlore, u vernietig die wat aan u ontrou is. Maar wat my aangaan, dis vir my goed om naby God te wees. Ek het die Here my God gekies as my toevlug. Ek sal van al die werke bly vertel. Geloofskeuse wat gemaak word. So dit gaan vanmôre 'n bietjie oor hierdie lewe sterwende en sterflewende. Die nou en die hier, binne hierdie bedeling waar ons nou is, en met ander woorde ook Christendom nou en hier, sal anders wees as ons in die besef lewe dat hierdie bedeling waar ons nou is inderdaad tydelik is. Dat ons elkeen inderdaad fisies gaan sterwe, dat die tyd kort is. Veel meer gaan die lewe hier en nou, wat ons nou leef, anders wees, wanneer ons al hoe meer van onsself sterf, en ons eie ek sterf, die eie sondige lewenspraktyke van sterf, juis omdat ek deur geloofsomhelsing saam met Christus gesterf het, Romeine 6, Kolossense 2, wat ons dan ook gelees het, Kolossense 3, sodat ek nou in hierdie nuwe lewe kan leef, ook nou, wat ek gaan leef in hierdie lewe, totdat ek fisies sterf, om inderdaad dan vir ewig by God te lewe. Met ander woorde, uit hierdie skrifgedeeltes, as ons praat oor lewe en dood en die opstanding uit die dood, dan beteken dit, ons moet reg verstaan van dood en lewe. Uit hierdie skrifgedeeltes kan ons eintlik maar opsom en sê, ek lewe op hierdie aarde, in die eerste plek, dood in my sonde, as ek nog nie by Christus uitgekom het. Ek lewe op hierdie bedeling, dood as gevolg van my sonde, geestelik dood. Maar Jesus Christus kom na die aarde toe. Hy word mens, hy sterf aan die kruis en hy betaal vir my sondes. Die skuld van my sonde word betaal, maar meer as dit, hy staan op uit die dood, hy oorwin die dood. En deur geloofsomhelsing van Christus se sterwe en sy opstanding vir my, sterf ek saam met hom, en staan ek saam met hom op in 'n nuwe lewe. Ek is dan kind van God, deur Christus, deur die werking van die Gees. Maar dan vir die tydjie wat ek hier op aarde is, moet ek inderdaad my lewenspraktyk, die sondige begeertes, denke en dade, die vlees, soos dit staan in Galasiërs, moet al hoe meer sterf, sodat ek al hoe meer leef in hierdie lewe wat ek in Christus het, tot ek in die ewige lewe ingaan, wanneer ek hierdie bedeling verlaat en fisies sterf. Met ander woorde, hierdie lewe en dood moet eintlik almal saam gedink word en word bepaal vanuit hierdie gedeeltes oor wat God sê oor lewe en dood en die opstanding van Christus. Ek moet dit saam dink hier en nou, te midde van die gebrokenheid, die hartseer, die uitdagings, die vreugde, die prestasie en die tydelikheid van hierdie lewe. Ons sal dit partykeer nie saam dink. Ons beklemtoon partykeer so of die een of die ander. Maar wanneer ek nie ook fokus op die feit dat ek dood is in my sonde sonder Christus, wanneer ek nie dit besef nie, dan sal ek nooit na Christus toe hardloop vir verlossing en ware lewe nie. En wanneer ek nie deur die geloof hierdie nuwe lewe in Christus omhels, wat dit deur sy dood en opstanding vir my verwerf het nie, dan sal ek bly lewe soos 'n verlore sondaar en nie as 'n verloste oorwinnaar. As 'n verloste oorwinnaar sal ek nie leef as verloste oorwinnaar nie, maar as verlore sondaar. Maar wanneer ek as verloste oorwinnaar leef, dan sal ek inderdaad al hoe meer sterf aan my verkeerde dade en woorde. Of
wanneer ek inderdaad net op hierdie lewe wat ek nou het, sonder die breë perspektief daarvan, net hierop fokus, dan gaan ek eintlik moedeloos word as gevolg van die brokenheid van hierdie wêreld. Of ek gaan so gefokus wees op hierdie lewe dat alles net gaan oor die verbetering van hierdie lewe, die verbetering van mense se lewe nou, en sosiale geregtigheid sal alles wees, en dan moet net volheid en harmonie nou wees, en natuurlik is al hierdie dinge belangrik. Maar hierdie bedeling gaan ophou. Mense se lewe moet nie net nou verbeter word nie, hulle moet die Here leer ken, want dit is ook bepalend vir die lewe hierna. Maar as ons natuurlik ook net fokus op die lewe hierna, en dit losmaak van nou en hier, dan gaan ons waarskynlik ons roeping hier mis, en dan gaan ons net probeer vasbyt tot die wederkoms, en sal ons apaties staan teenoor hierdie wêreld, en sy probleme en die roeping wat ons het in hierdie wêreld. Miskien net eers vinnig, juis omdat Christus uit die dood opgestaan het, en ons vanuit ons sonde dood waarlik lewe in Christus, daarom al hoe meer ons sonde aflê, sodat ons, wanneer ons sterf, ewig sal lewe. Kom ons kyk net wat gebeur wanneer ons fisies sterf hier in hierdie bedeling. Wat gebeur dan? Wanneer ons doodgaan, dan vergaan jou fisiese liggaam, maar jou siel is direk by God. Ons kry dit in Lukas 23, waar die Here sê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees vir die moordenaar aan die kruis, of in Lukas 16, ryk man en Lazarus, waar albei dadelik in vreugde en pyn onderskeidelik leef, is 'n gelykenis, maar tog, of Openbaring, wat die gelowiges by die troon vra, hoe lank nog, voor die finale einde, met ander woorde, hulle is reeds by God. So, ons weet dat wanneer ons sterf, is ons siel dadelik by God, maar ons liggaam vergaan. Daar is nie die sogenaamde vage vuur, waar jy nog eers van jou oorblywende sondes gereinig word. Verlossing deur die bloed van Christus is volkome, en ons kry volkome verlossing deur geloofsomhelsing van Christus in hierdie lewe voor die fisiese dood. Daar is nie na die dood, na die fisiese dood, is daar nie 'n geleentheid waar ons weer met Christus versoen kan word. Maar wanneer die Here weer kom, met die wederkoms, word die gelowiges se liggame, die gelowiges wat reeds gesterf het, word se liggame word herskep tot 'n verheerlikte liggaam. Liggaam en siel word verenig om vir altyd saam met God te wees. En dis wat 1 Korintiërs 15 van praat, van 'n liggaam wat gesaai word en 'n graan wat opkom. Die aardse liggaam word gesaai, maar 'n verheerlike liggaam word opgewek. Wesenlik dieselfde en tog anders. En aan die mense wat nog steeds lewe as die Here weerkom, se fisiese liggame word net verander na 'n onverganklike, verheerlikte liggaam en gaan dan ewig saam met God lewe, die gelowiges. Die dood, met ander woorde, is dus vir die gelowige net 'n deurgang van die tydelike gebroke wêreld na die ewige, volmaakte, volkome wêreld. Dit is net 'n deurgang vir die gelowige. Maar hoe is dit alles moontlik? Hierdie wat ons so praat van dood, en dan word jy lewend en jy kan afsterf jou lewe, jou sonde, sodat jy in die volheid van die lewe leef, om op die ou end, as jy regtig sterf, die volkometheid in lewe te beleef. Hoekom is dit alles moontlik? Hoe kan ek dan ook sê, dit is waar vir my? Nou, uit hierdie gedeeltes wat ons gelees het, is dit baie duidelik, dat Christus is die grond van al hierdie dinge wat ons kan, mag en moet toeëien. Ons het gelees dat Christus het die dood oorwin, vers 54. Die angel van die dood, die straf wat in die dood lê, die doodsheid van die dood, is deur Christus weggevat. Met sy koms, sy kruisdood, waar hy sondes betaal het, en met sy opstanding, sy oorwinning uit die dood. Hy het die oorwinning daardeur behaal. En daarom is daar lewe, is daar redding van my sonde dood. Daarom kan ek deur die opstandings van krag van Christus ook in hierdie lewe my sondige dade, denke en gewoontes afsterf, sodat ek in volkomendheid saam met die Here kan lewe die dag wanneer ek sterf. En ons kry natuurlik deel hieraan. Dis op grond van Christus, niks wat ons daarvan gedoen het nie, maar ons kry dele aan hierdie verlossingswerk van Christus deur in die geloof te omhels, deur die werking van die Heilige Gees. Die Heilige Gees wat die geloof in jou hart werk deur die woord. En wanneer ek hieraan deel het deur geloof, dan is al bogenoemde ook vir my waar, dat ek lewe het, dat ek sterwe in my sonde, maar vir ewig sal lewe. En daarom
Daarom net 'n paar kort punte oor hoe leef ek prakties vanuit hierdie openbaring van God op grond van Christus se versoening aan die kruis en sy opstanding. Nou die eerste wat die praktyk van my lewe ook nou raak is, gryp vas aan die versekering van die ewige lewe ook vir my. Met al hierdie dinge wat gesê is, deur geloofsomhelsing kan ons weet, so wat 1 Johannes 5 vers 13 sê, die dinge skryf ek aan julle sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo. Dit verseker ek julle, wie in my glo, het die ewige lewe, sê die Here in Johannes 6 vers 47. So elkeen wat glo in Christus, kennis, vertroue wat oorgaan in dade, kan weet dat hy of sy die ewige lewe het, die lewe in Christus, waar ons nou reeds kind van God kan wees. Maar 'n tweede ding, ons kan nie net die sekerheid van kindskap mag ons omhels nie, maar ook die troos dat die dood, die fisiese dood aan die einde van hierdie bedeling is net 'n deurgang na die volmaakte. As ons die ewigheid verstaan soos dit in 1 Korintiërs 15 uiteengesit word, dan besef ons die fisiese dood is eintlik maar soos 'n deur omdat Christus die prys betaal het, gaan ons van hierdie bedeling na die volgende bedeling. Ons hoef dit nie te vrees nie. Nou, natuurlik sal daar menslik gesien nog 'n bietjie van onsekerheid wees en selfs 'n bietjie bang wees, want dit is iets wat ons nie deurgaan of al deurgegaan het nie. Dis iets van onbekende. Maar ons kan weet, daar's 'n lewe saam met God nou. Daar's 'n volmaakte lewe saam met God daarna. En dis God wat ons dra deur dit op grond van sy genade wat hy vir ons verwerf het in Christus Jesus. Maar daar's 'n derde ding wat uit al hierdie dinge kom, hoe ons vandag moet lewe, en dit is 'n bepaalde taak vir 'n bepaalde tyd. As ons 'n begrip het van die ewige en dat die tydelike net in die ewige oorloop, dan sien ons dat die Here plaas ons vir hierdie tydjie hier, sodat ons 'n bepaalde taak vir 'n bepaalde tyd deur 'n bepaalde persoon kan doen, omdat God dit vir ons gee, omdat God dit vir ons bepaal. Ons lewe begin nie eers eendag. Ons het nou reeds deel aan die saligheid wat die einddoel van ons geloof is. En in 1 Petrus 1 vers 8 tot 9 sê juist dit, dat ons het nou reeds deel aan daardie saligheid. En die heerlikheid en die vrede van die ewigheid word as het ware ingedra in hierdie wêreld, in hierdie gebroke wêreld, waar ons daaraan deel het en waar ons dit weer indra in hierdie wêreld. Dis ons roeping, dis ons taak, vir so lank as wat ons hier is, vir so lank as wat ons hierdie beperkte tyd op aarde het wat die Here vir ons gee. Met God se krag en liefde het ons nou 'n bepaalde taak en 'n roeping wat ons moet vervul. Ons het 'n getuienis wat ons moet uitleef, wat ons moet indra in hierdie wêreld. Daarom vers 58 van 1 Korintiërs 15 wat ons gelees het, staan daar: Daarom, liewe broers, nadat alles rondom die opstanding van die liggaam en die ewige lewe verduidelik is, so wat ons nou breedvoerig na gekyk het, wees standvastig. Wanneer? Nou. Wees onwankelbaar. Wees oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle inspanning in diens van die Here nie te vergeefs is. Ons is nie bedoel om hier stil te sit. Ons is nie bedoel om bloot deur die lewe te worstel. Hierdie lewe is nie nuttelose tyd waar ons net wag om by die volgende bedeling uit te kom. Nee, ons is bedoel om God se genade uit te leef en te laat oorloop, om standvastig, onwankelbaar, doelgerig te lewe. Doen wat jy vandag moet doen, wat God vir jou gee om te doen, met wat jy het, en die omstandighede wat jy is, tans, voluit tot eer van die Here, voluit tot eer van God, deur die opstandingskrag van ons Here Jesus Christus. Dit lees ons ook in Psalm 73, U lei my met U raad, hierdie lewe, ook in hierdie lewe, en aan die einde sal U my in ere by U opneem. Ons weet die tyd is kort, beperk, maar God bepaal wanneer daar die einde is. As wat ons al baie keer gepraat het van, is dat mense ook sê, ook vir ouer mense, if you're not dead, you're not done. If you're not dead, you're not done. Sterf in jouself om voluit jou lewe en jou roeping in God te leef vir die bepaalde tyd wat die Here vir jou gee in hierdie bedeling. Maar dan is daar 'n vierde ding wat prakties uitkom vir ons lewe hier op grond van alles wat ons nou oor gepraat het. En dit is, moenie te vashou aan die nou en die hier. Ons moet met sekerheid, met durf, entoesiasme, met 'n roepingsbewustheid lewe nou en hier, maar ons moet weet, dit is tydelik en verganklik.
Ons moet nie so vasgroei in wat ons bereik het, of wat ons het, of aan die dinge van hierdie wêreld, dat ons dit eintlik nie wil los nie. Hierdie is tydelik, kortstondig, belangrik, maar is verganklik. Ons moet dit losweg vashou. Ons moet nie so vas wees aan die dinge van hierdie bedeling dat ons sekuriteit of ons geluk daarin vind. Ons geluk, ons vrede, ons burgerskap is elders. Ons leef hier met God se genade vanuit die opstandingskrag, maar ons burgerskap en ons vrede is elders. Ons dra dit in hierdie wêreld. Maar dan ook, leef nou vanuit die ewige troos. In die tyd wat ons nou hier het, is daar soms gebrokenheid, pyn, hartseer. Psalm 73 sê, al is ek afgetakel na liggaam en gees. Maar, daar is 'n ewige anker. God is my sterkte, aan hom behoort ek vir altyd. God is die rots van my hart, my deel tot in ewigheid, sê die ou vertaling. Psalm 73 vers 26. Met ander woorde, nie net in voorspoedstye nie, maar in alle ander tye, ook hartseer, gebrokenheid en moeilikheid en storms. God, saam met wie ek 'n ewigheid en volkomendheid gaan spandeer, is nou reeds by my en hy bepaal my lewe. Gryp vas aan hierdie ewige anker om te lewe in jou tydelike omstandighede. En eintlik vers 4 gee daai 3 redes hoekom ek nie hoef vasgevang te raak in die tydelikheid en die gebrokenheid nie, want daar staan, God is altyd by my. Hy hou my vas, hy vat my in die hand, so staan dit daar. Hy het 'n plan vir my lewe, hy lei my met sy raad, vers 24. En hy sal my in ere by hom opneem. Hy is ook daar, dat ons die wedloop sal voltooi en waar hy ons na hom toe sal neem. Maar dan net, laastens, met al hierdie dinge wat ons gesê het en die implikasies vir ons lewe, moet ons eintlik maar net vra, wat kies en doen jy? Ons kan baie weet en dit selfs op 'n manier omhels, maar nie dat dit ons lewe bepaal en affekteer. Wat kies en doen jy met dit wat die Here openbaar? Ons sien by die psalmdigter in Psalm 73 vers 28, wat my aangaan, is 'n keuse. Wat my aangaan, dis vir my goed om naby God te wees. Ek gaan naby God lewe. Ek het die Here my God gekies as my toevlug vir tyd en vir ewigheid. Ek sal al u werke bly vertel. My roeping vervul vir die tyd wat ek hier is op aarde. Dis 'n keuse, 'n geloofskeuse, om in hierdie gebroke wêreld gefokus te bly op God. Om in hierdie gebroke wêreld 'n verskil te maak met die ewige lewe waarin ek nou reeds deel het. Om te leef vanuit God se liefde en krag, vanuit die krag van die Heilige Gees. En kom ons leef met ons oë op God in die hemel gerig. Kom ons leef vanuit die opstandingskrag van Jesus Christus. Met ons voete vas en seker en doelgerig in die praktyk van elke volgende dag ook nou. Amen. Kom ons bid saam. Dankie Here Jesus Christus dat U net betaal het nie, maar ook oorwin het in die almag en in die krag. En dat ons daarin kan deel hê deur die geloof. Here, ons bely opnuut, U is ons verlosser, U is ons koning. O Heilige Gees, U wat dit in ons hart werk, U wat ons nuut gemaak het. O Vader, U wat ons liefhet en wat ons vasdruk in die Vaderhart. Ons is U kinders, ons behoort aan U. En Here, ons lewe nou reeds uit U genade en lei ons om al hoe meer die verkeerde denke, daad en woorde af te sterf, sodat ons meer in die volheid leef van die lewe wat U vir ons gee. En dankie dat ons met 'n opgewonde afwagting kan leef vir elke tree, want U gaan saam met ons deur hierdie lewe. En is ook U wat wag by die wenstreep, wanneer ons hierdie lewe verlaat en wanneer ons ewig en vir altyd by U sal wees. Ons eer U en ons loof en ons prys U daarvoor, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap, die teenwoordig wees, die begeleiding, die troos van die Heilige Gees, is en bly met U elkeen. Amen.